Goeiemôre, dit is Sondag die 8ste Junie. Baie welkom by NG Gemeente Skotbere. Ons vier vandag saam met die kerk oor die wêreld Pinksterfees, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons tema vanoggend is ook die Heilige Gees, vuur en lig. En ons gaan lees uit Handelinge 2 vers 1 tot 21. Mag jy saam met ons regtig God se nabyheid beleef. Mag jy ervaar dat hy by jou is. Mag jy die gemeenskap van gelowiges, van mede-Christene, mede-kinders van God se koninkryk, sy huisgesin, sy volk beleef. Al is ons dalk nie almal by mekaar nie, weet dat God by ons is, deur sy Gees in ons. Romeine 8 vers 14 skryf Paulus, almal wat die Gees van God gelei word, ja, hulle is kinders van God. En dit is my voorreg om jou te groet, kind van God, of jou te kan sê genade en vrede vir jou. Van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, wat uit die dood uit opgestaan het, en lewe gee vir elkeen wat glo. Van die Heilige Gees, God wat in en by ons woon, wat deur ons werk, wat ons toerus en ons vashou. Amen. Vandag vier ons saam met gelowiges oor die wêreld Pinksterfees, die herdenking van die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is oor die disippels. Pinkster vind plaas presies 50 dae na Jesus se opstanding. Die disippels is almal by mekaar en hulle is in 'n vertrek toegesluit, maar bekommerd oor wat rondom hulle aangaan en dat die Jode hulle gaan vervolg. En dan word hulle skielik gevul met die Heilige Gees. As iets soos 'n rukwind wat die hele huis tref, tonge van vuur word gesien wat op almal neerdal, en dan begin hulle in vreemde tale praat, tale wat die mense rondom hulle in Jerusalem kan verstaan. Die woord Pinkster kom van 50 af, in Engels praat ons van Pentecost, wat maar 50 beteken, die dag waarop God sy Gees vir ons gegee het. Kom ons lees saam Handelinge 2, voor ons lees, kom ons bid. Here, dankie dat ons kan saam wees en weet U is hier. Deur die Gees is U teenwoordig, Here in ons, om ons. Here, maak ook vanoggend U woord vir ons oop, dat ons dit sal verstaan, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal inneem en dat ons sal verander, en dat ons dit sal lewe. Dankie vir die Gees wat U gegee het, om ook in ons en deur ons te werk. Here, dat ons nie alleen weeskinders hier is nie, maar dat ons weet, U is altyd by ons. Ja, selfs al is ons soms van ander mense verwyder, is ons soms alleen met niemand by ons nie. U is teenwoordig. Dat U het beloof dat U kinders nooit sal verlaat nie. Dat U in ons woon, ons wat 'n tempel is vir U Gees. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwags was daar uit die hemel 'n geluid, soos die van 'n kragtige stormwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn en verdeel en op elkeen neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees, en het in ander tale begin praat, soos die Gees dit aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. Destyds het daar vrome Jode ook uit elke nasie in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en hulle was verward, omdat elkeen gehoor het toe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor ons elkeen van hulle praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe en Meders, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontius en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, streke van Libië en die omgewing van Sirene, en die Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Kreta, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward, en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottende gesê, hulle is vol soetwyn. Daarop staan Petrus op en spreek hulle toe, verhef sy stem en sê vir hulle, Jode, julle almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, luister tog goed na my woorde. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, dit is immers nog net
die 3de uur van die dag. Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig. En dit sal in die laaste dae gebeur, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort, julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal profeteer, en ek sal bo in die hemel wonders bewerk, en tekens op die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal verander in duisternis, die maan in bloed, voordat die glorieryke dag van die Here kom. Dan sal elkeen wat die naam van die Here aanroep, verlos word. Net tot sover wat ons vanoggend gaan lees. Die Heilige Gees daal neer op die disippels in die vorm van tonge van vuur, dat hulle dit duidelik kan sien dat God se lig ook nou by hulle is, by hulle gekom het. Johannes begin met die evangelie en hy sê dat Jesus die lig van God is, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die Heilige Gees daal neer as tonge vuur, lig in mense se lewens. Een van die simbole in die Bybel vir die Heilige Gees is dan uiteindelik vuur of lig. Daar is 'n klomp plekke waar hierdie Gees se lig ons gebruik, ons inspireer om sy werk te doen, om vir God te leef hier op aarde. Die eerste liggie wat ons gaan by stilstaan vanoggend is 'n verjaarsdagkersie. Om te kan sê, maar dit is die verjaarsdag, die geboortedag van die kerk. Hier waar die Heilige Gees uitgestort is, begin die disippels dan verkondig en vertel, begin hulle die wêreld ingaan, en dit is die begin van die kerk. As ons die verhaal verder lees, kom maar meer as 3000 mense tot bekering op daai een dag. Mense wat hulle harte vir die Here gee, wat deel word van God se koninkryk, van God se huisgesin. Daarom vier ons as kerk elke jaar Pinkstersondag. Sê ons vir die Here dankie vir die begin van die kerk. Dit is dalk nie ons gemeente se verjaarsdag nie. Ons verjaar 12 April. En ons is baie jonger as wat die kerk oor die wêreld is. Ons vier saam die kerk wat oor die wêreld begin het, die Heilige Gees wat uitgestort is in mense se lewens. So elke keer as jy 'n verjaarsdagkersie sien, dink daaraan dat God ook jou deel gemaak het van sy kerk, jou deel gemaak het van sy koninkryk. Die volgende lig waarna ons gaan kyk is 'n olielamp of 'n parafienlamp. Die Heilige Gees is ons trooster en bring vir ons lig in donker tye. Vandag nog is lig ongelooflik belangrik. Ja, ons het daarom elektriese ligte en batteryligte en op ons selfone lig as ons regtig in die moeilikheid is, as daar daarom nog battery oor is. Lig is vir mense belangrik, vir alles wat donker is, dat ons kan veilig wees, dat ons kan aangaan met ons lewe, dat ons kan troos en hoop vind. Donkerte maak mense bang. So bring 'n olielamp van ouds, 'n parafienlamp hoop, al is dit 'n flouerige liggie in terme van vandag se. Jesus sê dat hy vir ons die Gees stuur om ons by te staan. Johannes 14, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, dat hy ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van waarheid, wat die wêreld nie ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. God staan ons by, gee vir ons rigting. Psalm 119, vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Ja, die Heilige Gees bring vir ons hoop en lig in ons lewens. Paulus sê in 2 Korintiërs 1, die Heilige Gees bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat hulle wat in alle verdrukkings verkeer, ons hulle kan bemoedig, met die bemoediging waardeur ons self deur God bemoedig word. As kinders bang is, sit ma en pa vir hulle 'n lig aan. Partykeer sit ons 'n naglig in die gang. So klein flouerige liggie, hoef nie baie helder te wees nie, net lig. Die Heilige Gees is die lig wat vir ons hoop en troos bring. Maar so is die Heilige Gees ook soos 'n vuurtoring of 'n ligtoring wat waarsku vir skepe en hulle gids om nie in die moeilikheid te kom nie. Die Heilige Gees is ons gewete, wat ons help om goeie besluite te neem, om die regte keuses te maak, om nie met ons lewens op die rotse te beland nie. Ja, 'n vuurtoring waarsku skepe om nie te naby aan die kant te kom en op rotse te wees en op
riwe vas te val in die see nie. So werk die Heilige Gees ook in ons, om ons te waarsku teen sonde, teen verkeerde besluite, teen foute wat ons gaan maak. Johannes 16 vers 8 sê Jesus, en wanneer hy kom, is die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Nou net vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Hy gaan nie uit homself praat nie, sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. In Romeine 8 waarmee ons begin het, dit maak ons kinders van God. Die Heilige Gees rig ons, lei ons, is daai lig in ons lewe, wat vir ons 'n pad aandui. Maar ons kan die Heilige Gees ook vergelyk met 'n gasstofie, wat kos gaar maak, water en kook vir koffie en tee, wat prakties iets doen. En dis wat die Gees doen, hy maak ons bewus van wat Jesus vir ons gesê het, prakties oor hoe ons moet lewe, wat ons moet doen. Gasstofies maak rou kos eetbaar, maak koue water lekker warm vir 'n koppie koffie of 'n koppie tee. So maak die Heilige Gees ons ook, mense wat prakties en sinvolle verskil maak in die wêreld. Help hy ons om die Bybel te verstaan, as ter ware om die Bybel vir ons aangenaam te maak. Jesus gesê, Johannes 14 vers 26, die Heilige Gees, wat van die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle onderrig en julle herinner aan wat ek gesê het. 1 Korintiërs 2 vers 13 sê Paulus, ons praat nie dinge met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde van die Gees, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Die Gees lei ons en maak vir ons mense wat prakties kan leef en 'n verskil maak, verstaan. 2 Timoteus 3 sê Paulus vir Timoteus, die skrif is nuttig en deur God geïnspireer, vir onderrig, weerlegging, teregwysing, opvoeding, om God se wil te gehoorsaam. God vul ons deur die Gees, voed ons deur die Gees, maak die woord vir ons oop deur die Gees. 'n Ander lig wat groot verskil maak in mense se lewens is 'n kaggelvuur. Hier by die see het ons nou nie so baie kaggels nodig en so lekker koud nie, maar in die binneland en die sneeu wat hierdie week voorlê, gaan hulle definitief kaggels gebruik. Die Heilige Gees gee vir ons 'n passie om 'n verskil te maak in mense se lewens, om mense se lewens te verwarm. 'n Kaggelvuur trek mense nader. Dit gee warmte, skep 'n atmosfeer van geborgenheid, van veiligheid, van tuiswees. So maak die Heilige Gees ons ook warm teenoor ander mense. Gee vir ons 'n passie vir God, vir mense, en gebruik ons om koue harte te verwarm met God se liefde. In Lukas 24, as die Emmausgangers loop saam met Jesus, dan besef hulle na die tyd, was ons harte nie brandend in ons toe hy langs die pad met ons gepraat het, die skrif vir ons uitgelê het nie. Romeine 5 vers 5 sê Paulus, die hoop beskaam nie, God se liefde is in ons harte uitgestort, deur die Gees wat in ons gegee het. In Handelinge 4 sê Lukas weer die verhaal van die uitstorting, dat hulle terwyl hulle gebid het, die plek waar hulle by mekaar was geskit het, almal is vervul met die Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Die Heilige Gees maak ons mense wat ander mense innooi, warm maak, deel maak van God se koninkryk, laat tuis voel by hom. Ons kan ook die Heilige Gees vergelyk, sy lig, sy vuur, met 'n kampvuur, waar mense saam kuier, stories uitdeel, by mekaar is en in eenheid mekaar opbou. So help die Heilige Gees ons om 'n eenheid te wees, gee vir ons gawes, gee vir ons geloofsverhale om mekaar op te bou en mekaar by te staan. As 'n geloofsgemeenskap, kom ons by mekaar. Nou, as ons mense rondom 'n kampvuur kuier ons by mekaar as gelowiges, bemoedig ons mekaar, is ons 'n eenheid, al is ons verskillend, word ons familie, ja, en kan ons verhale met mekaar deel en mekaar so in ons geloof versterk en opbou. In Korintiërs 12 sê Paulus, daar's verskillende gawes, maar dis dieselfde Gees. Daar's 'n verskeidenheid dienste, maar dis dieselfde Here. 'n Verskeidenheid aktiwiteite, maar dis dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op dit wat bevorderlik is. Dat ons mekaar bystaan en bou. In Efesiërs 4 lê julle daarop toe,
Die eenheid wat die Gees bewerk, deur dit te bewaar deur die band van vrede. Die Heilige Gees bind ons aan mekaar vas, soos vriende wat saam kuier rondom 'n kampvuur. In Handelinge 2 vers 42, hulle bly volhard in die leer van die apostels, in verbondenheid met mekaar, die breek van brood en gebede, eenheid, saam wees, mekaar opbou, mekaar dra. Die Olympiese fakkel is ook 'n beeld wat ons kan gebruik vir die Heilige Gees. Hy het deursettingsvermoë van atlete, dat die Heilige Gees ons help om uitdagings te weerstaan, ons help om aan te hou oefen, om daai ekstra te gee, meer as wat dalk nodig is, meer as wat ander gee, om regtig ons beste te doen vir God, sonder ophou in ons lewe. Ja, daar gaan baie hindernisse in ons pad kom, maar dis daar waar die Heilige Gees ons bystaan en vir ons krag gee, vir ons moed gee, vir ons help om geestelik fiks te word en die uitdagings van die lewe te oorkom. In Korintiërs 9 gebruik Paulus die atleetbeeld. Weet julle nie dat die atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie. Hardloop dat julle die prys sal ontvang. Filippense 4 vers 13 sê hy, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En God gee vir ons krag deur sy Gees. In Hebreërs 12, terwyl ons 'n skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, die sonde wat ons so maklik omring, die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Ons word deur die Gees fiks gemaak, word deur die Gees krag gegee om te kan aanhou, sonder om uit te sak, om te kan volhard. Die laaste beeld wat ons gebruik vir die Heilige Gees is die van 'n veldbrand. Om te sê, maar hy versprei vinnig, onbeheers, iets wat die wêreld nie kan keer nie. Die Heilige Gees is kragtig en verrassend. Veldbrande kan partykeer heeltemal hande uitruk, vinniger as wat mense dit kan keer. Die Heilige Gees van God kan nie gekeer word deur mense nie. Skielik verander hy harte. Skielik verander 'n boom wat mooi groen is en een wat afgebrand is. Die Heilige Gees verander ons. En gelukkig nie negatief en vernietigend soos wat die veldbrand is nie. Maar die Gees verander opbouend. Maak mense nuut. Maak mense deel van God se koninkryk. En ons kan nie die Heilige Gees vaspen in 'n boksie nie. Nie in 'n kerkgebou nie. Nie in 'n preek nie. God is groter as dit. Johannes 3 vers 8 sê Jesus, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Filippus, wat langs die pad geloop het, en op die wa geklim het, en dan skielik nadat hy die man Ethiopiër gedoop het, verdwyn hy. En dan sê hy in Handelinge 8, Filippus is in Asdod gevind, en soos hy rondgereis het, het hy die evangelie in al die stede verkondig, tot hy in Caesarea gekom het. Oral waar hy gegaan het, het hy mense se harte aangesteek met die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 vers sê Paulus, een Gees bewerkstellig al hierdie dinge. Hy wat aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. God se Gees bring vir ons lig en hoop in die lewe. Ja, die Heilige Gees se uitstorting is die begin van die kerk en vier ons met 'n verjaarsdagkersie. Die Heilige Gees is soos 'n parafienlamp wat lig bring, wat hoop bring in donkerte, wat vir ons in moeilike tye herinner aan God wat daar is. Dit is soos 'n vuurtoring wat ons waarsku teen dit wat verkeerd is en ons rig op die regte pad. Dit is soos 'n gasstoofie wat vir ons God se woord gaar maak, sag maak, verteerbaar maak, dat ons dit kan gaan leef, wat vir ons krag gee. Dit is soos 'n kaggelvuur wat vir ons hoop gee, wat vir ons help om 'n verskil te maak in mense se lewens, warmte en tuiswees te bring. Dit is soos 'n kampvuur waar ons saamkuier, stories deel, die samesyn van vriende beleef, van 'n gemeenskap, van gelowiges, van 'n gesin, van familie. Die Heilige Gees is vir ons soos 'n Olimpiese fakkel, wat vir ons aanmoedig en vir ons krag gee, wat vir ons uithou vermoë gee as dit moeilik raak, wat ons help om die eindstreep te haal. Die Heilige Gees is soos 'n veldbrand. Ons weet nie waar en wanneer nie,
Maar ons weet die Heilige Gees werk vinnig, werk met oortuiging, werk met krag in die wêreld. Mag ons vandag opnuut besef hoe die Gees in ons lewens werk, vir ons lig en hoop bring, deur ons lig en hoop bring in die wêreld. Amen. Here, dankie dat ons in U genade kan leef, dat ons in U lig kan leef, in die lig van die Gees, in die lig van die woord, Here, in die lig van U heerlikheid. Maak ons ook ligte wat U lig weerspieël in die wêreld, wat dit bring in donker plekke. Here, U vat die donkerte uit ons lewens weg. Dankie dat ons nood voor U kan plaas. Here, soms oorweldig ons pyn en ons siekte, ons kommer, ja, alles wat rondom ons skeef is ons en wil dit ons wêreld donker maak. Mag U lig opnuut hier skyn, ja, soos 'n olielamp. Here, uiteindelik om die donkerte te verdryf, tot die dag wat ons in U volle heerlikheid sal leef, waar daar nie meer son en maan gaan wees nie, maar waar U self ons gaan verlig, U teenwoordigheid. Mag ons dit nou reeds beleef deur die Gees wat in ons is. Here, mag ons ook lig bring in die wêreld buite ons. Daar's soveel mense wat U nie ken nie, soveel mense wat sonder hoop lewe, wat U nodig het. Gebruik ons as U instrumente. Dankie dat U Gees ons toerus en ons lei en ons leer, ons aan mekaar vasbind, aan U vasbind. Mag ons as gemeente dit beleef, mag ons saam U lig in 'n donker wêreld wees. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir ons land, en weet, Here, U ken ons nood, U is teenwoordig, U voorsien. In Jesus se naam, amen. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Hy is agter jou om jou te beskerm. Hy is langs jou om jou vas te hou, onder jou om jou te dra, bokant jou om jou te seën. Hy is binne jou deur sy Gees. Hy is jou lig, jou hoop, jou lewe. Amen.